Oesters, afrodisiak en dans op die stofpaaie, deel 7. My een vriendin vertel my gereeld die storie van haar buurman jare terug wat elke dag 'n carpe diem. Die ou Griekse man het elke oggend, ongeag van die weer, uitgestap op sy balkon en kliphard geskree, "Thanks Lord for this beautiful day you created." Nou dis hoe ek Saterdagoggend wakker geword het. Behalwe vir die feit dat ek dit saggies gebid het in my hart. Thanks Lord for the beautiful day you created. Saterdagoggend word ek wakker met klipharde, klassieke, goeie, asof daar 'n ander tipe as goeie klassieke musiek is, met koffie langs my bed en 'n toergids hero wat wil filosofeer, my trifecta van happy places. Hy vertel my van verskillende kleure waarin mensegroepe gepeer kan word. Blou, die rigiede reëls, volgende groepe mense. Pers, die gemeenskapsgeoriënteerde mense. Oranje, die status en rykdom chasers. En ek dink, heaven, I'm in heaven, en ons filosofeer en gesels en bespreek en luister klassieke musiek, met 'n opgewondenheid in ons hart, want vandag is Nysna en tapasdaggie. Die tapas is waar dit alles begin het. Ons het die Dinsdag aand voor die avontuur mekaar ontmoet vir 'n catch-up dinner by Crawdaddy's in Pretoria. Hy het gevra, "Wat wil jy eet?" En ek stel voor, kom ons bestel 'n paar voorgeregte en happy so al die verskillende disse. Op daardie punt antwoord hy, dat daar is 'n plek in Nysna, wat alles, die plek se naam is Tapas, wat alles so bedien. En heel gemaklik en casual sê hy, "Eendag sal ek jou daarheen vat." 2 dae later was ons op 'n groen vliegtuig op pad na eendag. Ons vat die 7 passe pad vanaf George na Nysna, die ou bospaadjie wat gebou is nog voor die dae van die N2. En ek sien die mooiste bruggie, wat ek kan vra, "Kan ek 'n foto neem asseblief?" En hy ontdek dat dit is die Silwer Rivier se bruggie. Ons is nou by die onderpunt van my gunsteling plek. Ons is by die Pad na jou hart se Map of Africa se onderkant. Ek dink op daardie stadium is die penny al by my gedrop het, want ek glo in bevestigings, dat somtyds praat God met ons in billboards, hy herhaal. Somtyds gebruik hy luidsprekers om ons tot verhaal te bring, maar nog steeds op hierdie pad het ek nog nie geklik waaroor dit gaan nie. Ek het nog steeds nie besef dat ek was besig met my eie pad na jou hart emosionele genesing nie. Today was a fairy tale, you were the prince. I used to be a damsel in distress. You took me by the hand and you picked me up at 6. Today was a fairy tale. Today was a fairy tale. Ons ry in die skoonheid van Nysna in. Ons gaan na die koppe toe waar ons 'n string foto's saamneem. Gelukkig was sy voet sommer wonderwerk vinnig baie beter, so die wandelroete word met gemak geloop. Ek stop by die klip en neem die foto. Hy neem ook 'n foto van die klip en noem dat hy kan nie verby die klip loop sonder om die foto te neem nie. Oor en oor, herhaaldelik, elke keer wanneer hy die klip besoek. Hoe wow is dit? Iemand wat ook so honger en dors na God se beloftes, net soos ek. Ek spot altyd en sê ek het 'n ernstige fout maak. Fear of missing out of God's grace. En met sy herhaalde foto geneemery van die klipbelofte bevestig my toergids hero weer eens dat ek is ook semi-normaal. Ons staan en kyk af na die branders en die vroeë oggendfilosofie gaan aan en aan. Hoe kan die branders net voortdurend daar wees? Kan ons vir God bid vir daardie evergreen, ewigdurende energie soos wat hy vir die branders voorsien? En die tonele is asemrowend. Today was a fairy tale, I wore a dress, you wore a dark gray t-shirt. You told me I was pretty when I looked like a mess. Today was a fairy tale.
Tessin-eiland. Ons gaan besoek die Turbines Hotel, die ou saagmeule wat nou omskep is in 'n pragtige moderne hotel. God beloof dat hy sal alles ten goeie laat uitwerk in ons lewens. God beloof vir ons beauty vir ons ashes. Mag hierdie hotel wat eers hout opgesny het vir ons 'n lewendige manifestasie wees, dat God alles wat in ons lewens alreeds gebeur het, kan omdraai en omkeer in 'n oasis. Ons wandel deur die Weatherlies daar op Tessin-eiland en ons albei besef ons is Epicureans. Ons geniet die lewe voluit, geen pretensies, geen beheer. Ons verkyk ons aan die Keeping Up with the Joneses apartments in die omgewing en ons eindig op in tapas. Ons eindig op by die begin van die hele avontuur. Today was a fairy tale, you got a smile, takes me to another planet. Every move you make, everything you say is right. Today was a fairy tale. Today was a fairy tale. All that I can say is now it's getting so much clearer. Nothing made sense till the time I saw your face. Today was a fairy tale. Time slows down whenever you're around. Yeah. Hy bestel die beste bottel witwyn op die menu vir ons. Ons bestel saam die oesters. Oesters is an aphrodisiac, an agent such as a food or a drug that arouses or is held to arouse sexual desire. In Hooglied word daar verwys na heuningkoeke, wat op daardie stadium van die geskiedenis berig was vir die aphrodisiac eienskappe. En terwyl ek die oesters geniet, bid ek saggies: Here, gee vir my daagliks 'n aphrodisiac vir die lewe en nog meer vir U. Ek wil nie lauwarm wees nie, nooit nie. Ek wil 'n Epicurean wees. Ek wil voluit lewe. Ek wil die lewe geniet. Ek wil rondspin en victory dansies doen vir U. Voer my elke dag, vandag en elke dag, hemelse, geestelike, oesters of aphrodisiacs. En dalk, net dalk, was die rede van die hele Kaaptripie om te besef dat God wil vir ons die beste gee. Johannes 5 vers 19. Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê: Voorwaar, ek sê vir julle, die seun kan niks uit homself doen nie, tensy hy die Vader dit sien doen nie. Was dit my sien en voel hoe goed die Here is, Trippie? Ek het tog gebid en gevra: Here, wat is U heerlikheid? Dit wat ongeveer 4 miljoen Jode ervaar het tydens hulle wildernis uitstappie. Was dit my sien wat U doen, sodat ek ander mense hiermee kan bemoedig, sodat ek fisiese manifestasies kan hê van U goedheid, sodat ek foto's kan hê van die woord wat vlees geword het. Indien ja, is dit 'n awesome, lekker manier om te leer. Op pad terug na die plek waar die drome waar word, Oubaai, soek my toergids Here konstant geleenthede om my te stig. Net soos die Bybel ons leer om met stigtende woorde met mekaar te kommunikeer. Op 'n stadium met die toergids Here besef, ek is effens goed met rigting. En gereeld sal hy vir my vra: Waar is ons nou? Dan sal ek antwoord: Buffelsbaai se afdraai is net hier voor na links. Dan sal hy my prys en komplimenteer om te sê: Well done. Mag jy ook sulke mense rondom jou hê, wat ook aktief maniere soek om jou te komplimenteer, om jou menswaardigheid te versterk. Ek is dankbaar vir sy rigtingvragies, vir sy vragies van waar is ons nou? Die laaste video sal binnekort volg.